Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam met Johannes 7, verse 10 tot 53. In hierdie hoofstuk sien ons hoe mense oor Jesus verskil het en hoe hy sy sending duidelik bevestig het. Wanneer die Loofhuttefees begin, probeer Jesus se broers hom uitdaag om homself openlik bekend te maak. Hulle spot dan met hom, maar Jesus doen dinge volgens God se tyd en nie mense se nie. Later sien ons dat hy wel na die fees toe gaan, maar baie stilletjies. In Jerusalem het mense baie oor Jesus gepraat. Party het gesê dat hy 'n goeie man was en ander het gevrees om openlik oor hom te praat omdat hulle bang was vir die Joodse leiers. Ons sien dus dat van die begin af opinies oor Jesus verskil, maar niemand kon hom ignoreer nie. Ongeveer 3 dae na die fees het Jesus in die tempel begin leer. Nou die mense was verstom oor sy kennis, en hulle het gevra, hoe is dit moontlik dat iemand wat nie eens by 'n rabbi geleer het, sulke wysheid kan hê nie? En Jesus sê toe, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Die godsdienstige leiers het Jesus verdink omdat hy mense op die Sabbat genees het. En Jesus wys vir hulle dat hulle self soms op die Sabbat werk wanneer hulle mans besny. Sien, hulle het die wet gehad, maar dit nie onderhou nie. En toe Jesus hulle direk vra, waarom wil julle my doodmaak? Het die skare gedink hy is paranoïes. Maar hy het reeds geweet wat hy beplan het. Ons sien in verse 25 tot 29 dat daar verwarring is oor wie Jesus is. Want baie inwoners van Jerusalem het gesê, Jesus kan nie die Messias wees nie, want hulle ken sy aardse familie. Sien, vir hulle moes die Messias skielik verskyn, amper uit die niet. Nou Jesus het al gesprekke vanuit die tempel gehoor en hy roep uit, julle ken my en julle weet ook van waar ek is. Tog het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het, is waaragtig vir wie julle nie ken nie. Hy sê dus, dat hulle sy aardse herkoms ken, maar nie sy goddelike oorsprong nie. En baie het begin wonder, of hy nie dalk die seun van God is nie. In verse 30 tot 36, probeer die leiers om Jesus gevange te neem, maar niemand waag dit nie. Want dit is nog nie sy tyd nie. En dan begin baie mense in hom glo, en hulle begin redeneer, wanneer die Messias kom, sal hy meer tekens doen as Jesus? Maar is die wonders en tekens nie juis genoeg bewys, dat dit Jesus Christus is nie? Daar was soldate wat Jesus gevange wou neem, en Jesus praat van sy komende hemelvaart. Hulle verstaan nie wat hy sê nie, en hulle dink dat hy op reis gaan omrede hy sê, dat hy nie meer lank daar gaan wees nie, en dat hulle hom sal soek, maar nie sal vind nie, en waar hy gaan, sal hulle nie kan kom nie. Hulle was omtrent verward. Verse 37 tot 39 lees ons dat die laaste dag van die fees 'n hoogtepunt vir almal was. Op die laaste, grootste dag van die fees, waar water uit die Siloampoel voor die volk uitgegiet is, as herinnering aan God se voorsiening in die woestyn, staan Jesus op en roep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou Jesus rig 'n uitnodiging aan almal om hul geestelike dors te kom les. Met ander woorde, om hul geloof in hom te plaas. Wanneer ons Jesus eerste plek in ons lewens gee, sal daar strome van lewende water uit ons binnestes vloei. Dit sal wees soos om 'n seën te ontvang en dan 'n bron van daardie seën te wees. Nou Johannes verduidelik dat Jesus hier verwys na die Heilige Gees wat later gegee sou word. Destyds het die Gees nog nie in mense gewoon nie, en die verheerliking kon nie plaasvind nie,
want Jesus moes eers sy werk aan die kruis en die leë graf voltooi. Na hierdie woorde sien ons 'n duidelike verdeeldheid. Party sê, hy is waarlik die Messias, en ander verwerp hom. Niemand was neutraal nie, en dit is vandag nog so. 'n Mens moet self besluit, gaan ek Jesus volg of nie? Sien ons aksies, hoe ons leef en optree, moet 'n getuienis wees van wat ons glo. Ons lees in vers 44 tot 49 dat die Fariseërs woedend was en bespot selfs die soldate wat met leë hande teruggekom het. Sien, hulle het bedreig gevoel, want hul trots is gekrenk en hul probeer hul self verhef, asof hul die enigste kenners is van die waarheid. Maar dit was onmoontlik om Jesus stop te sit, want die Vader se tydsberekening was nog nie reg nie. Dan gebeur iets onverwags. Nikodemus, die Fariseer wat vroeër snags na Jesus gekom het, verdedig hom openlik. Hy herinner hulle dat die wet vereis dat 'n mens gehoor moet word voordat hy veroordeel word. Nou hierdie woorde sny diep in hul harte en hulle het nie 'n antwoord nie, maar verdwyn stilweg na hul huise toe. Nikodemus se moed wys dat 'n mens nie groot toesprake nodig het nie, net 'n regte woord op die regte tyd. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.